Ek het dom by. Ek verstaan nie hoekom hulle nie meer gepla is oor die maas en die paas van kinders, wat in die aande so dik gezol is en gerook is, dat hulle op TikTok sit en komt hy self nie eers fucking kyk, hy oog kyk reg deur jou. Ek weet nie hoekom daar nooit geworry word oor daai tipe mense nie. Maar dit is pertinent op dieselfde mense. As ek vir jou mense wat praat, by so baie te sê gehad het van my kinders, as ek vir jou hulle TikTok profiles moet wys, en dan praat ek van jong meisies, en ek praat van die jagse content wat hulle maak, en die goed wat hulle op hulle video's skryf, nee, dan dink ek gaan 'n paar van hulle, dan verstaan ek hoekom dit daar 'n rede dat julle nie wil hê mense moet weet julle is maas nie. Want dalk gaan daai vinger wat julle so wys na mense toe, fucking al 4 terugwys na julle toe, né? Maar is dit wanneer julle so gerook is, wanneer die kinders, dat julle nie kan oplet wat op julle kinders se profiles aangaan nie, en dan is dit sulke jong meisiekinders. Maar jy sal nooit sien, daar sal gefokus word op goed soos dit nie. Maar hulle bekke is groot, oor ander mense se gesinne. Dis hoekom ek sê, Sissa, dit pla my nie wat hulle probeer doen nie. Dit pla my nie wat hulle probeer sê, om my uit te maak as hierdie shit pa, of enigiets in daai lyn, of hierdie onverantwoordelike pa, of wat nie. Kyk hierso, weet jy wat? Ek staan nie as man alleen, en ek versorg my kinders. Ek staan nie, ek kom my pligte na, sonder enige iemand. Ek wil weet, hoeveel van hulle gaan dit kan doen? Maar François, kom ek vra jou vraag. As hulle regtig omgegee het oor die kinders, hoekom het hulle nie telefoon opgetel en vir jou gesê wat jy doen is verkeerd nie? Maar dis wat ek ook gesê het. Hoekom kan hulle maar nie bel nie? Hoekom kan hulle nie iets sê nie? Het jy sout ingegooi, papa? Ja, ons moet dit so dan. Hoor julle hoe raas Johan met my kinders nou? Julle moet asseblief jou skreen dekor en dit is nou dit ander wel van, hoor asseblief. En dan met die maas wat klein kindertjies het, wat soos wat julle gesê het in die verlede, moet daar iets raas baie raar. Of is by sorry, is die stoompot, sorry, gaan ek mute. Julle maas wat klein kindertjies het, wat julle al herken het in die verlede, hoeveel aandag julle kinders ekstra aandag hulle nodig het, net drink bietjie, net 'n klein bietjie minder wyn. Die aande wanneer julle besluit om dit te drink, wat redelik gereeld is, lyk my, sodat julle nog 'n bietjie beheer kan hê oor jouself, of as daar dalk iets fout gaan met jou kind, dat jy in staat is om hom te kan help. Probeer dit. En dan maak jy jou mond oop oor iemand anders se kinders. Okay. Tot en met dan toe, sit agter jou fake account, praat met jou chipmunk voice, praat met jou pa al wat ek omgee. Maar het is gemute nou weer. Yes, Ben? Nee. Jy Ben, wil jy nie praat met die mute, ja, is goed. Wie? Ben, jou kokatiele raas. Dis paddas. Okay. Ben, net gou jou para asseblief. Dan wil ek gou vir die man vra met die pruik wat so baie juk. Wat weer eens jou neus indruk, waar daar kinders betrokke is, maar jy wil sê, ek is in almal se besigheid. Kom ek sê gou vir jou, die dag wanneer jy die voorreg het om jou eie kinders, nie stoomketeltjie, hier is nie 'n interview nie, ek sê om jou vrae te vra nie, jou vrae te beantwoord nie. Die dag wanneer jy jou eie kinders het,
dan kom praat jy van ander mense se kinders. Want jy kon nie suksesvol gekyk het na 2 woefs nie. OK. Die een het hom amper doodgeval. So tot en met dan, nee, terwyl jy hulle wegvat by mense, omdat mense nie vir hulle kan kyk nie, en beloof jy gaan vir hulle oordentlike huishouding gee, maar dan hou jy hulle vir jouself. En ons almal weet wat kos jokies al, en mense is so stupid om dit vir jou oor te teken. Jy het net nog net nie met mense met genoeg breins te doen gehad nie. Want ek sal like jy met my honde by my huis kom probeer wegvat en vir my iets gee om te teken. Wil jy wys dat doen ek met daai Ek sal like as hy eendag net face to face kan wees. Maar jou plan was om hulle te vat en die idee was om hulle te plaas in 'n veilige plasing, nee, 'n veilige huis. Jy hou hulle nog heeltyd vir jouself. En dan laat jy een val en amper homself mos dood val, want jy kan nie eens aan kyk nie. So die dag wanneer jy ten minste oordentlik na 2 hondjies kan kyk, wat jy wegvat by mense omdat hulle nie na hulle kan kyk volgens jou nie. Nee, daai dag dan maak jy jou mond oop oor kinders. En oor die groot maak van kinders. Verder, worry jy met 'n pai reg te skuif? Worry oor die houtlyn wat aan die kant van jou kop afloop wanneer jy dit by die professionele mense geplak het wat nie bestaan nie. Okay? En verder, onthou om die ander veld nou en dan af te haal, want dit kan bietjie begin stink daaronder, so tussen 6 tot 4 weke, of hoe het jy gesê 4 tot 6 weke. Dit kan begin ruik na perdehoef, hoor. En dan praat jy van my praat, maar jy sit die hele fucking tyd so. Dis kliphard, my chom. Dis kliphard. Topstuk. Ek hoor nou, dat ek nou reg verstaan, dreig hy ook nou my, dat hy 'n mail gaan stuur nou oor my kinders. Kan nie deel nie. Marlies? Nee, jy kan nie kam nie, jy kan nie 'n kam daardeur kom nie. Jy sal die kam hierso vat, dan haal jy die hele fucking kopvel af. Hy kan nie kam nie, jy moet asseblief nie daai raad gee nie. Jy haal daai af, dan hak jy hom so oor jou knie, se kop. Dan vang jy die matborsel, dan maak jy so. Hoor jy, kan jy my hoor? Waar's jou muis? Die blou muis. Ja, ek hoor jou. Ek vra nou, is dit ek nou reg verstaan, dreig hy my ook nou, hy gaan 'n mail stuur of ietsie? Ja, dit gaan nou die situasie aanspreek, onthou dit. Roan het hom gevat. Dit gaan nou die situasie aanspreek, onthou dit is nou 'n TV channel creator. Hulle laai van agter in die Uber af, met die ring light wat teen die dak vasgebuig is. Dis nou 'n TV channel. Dis 'n crime investigation channel. So dit moet alles aanspreek van ander mense se lewens. Ja. Sit op die crime channel wat met die hond gebeur het asseblief. Sit op die crime channel waar jy elke tweede week moet wees en hoekom jy daar moet wees. Want jy's so besig om almal se lewens fucking daar buite te sit en mense op hoogte te hou van al wat 'n saak is. Wys bietjie jou eie chom. Nee, maar ek kan nie verstaan, hy moet nou maar sy mail stuur as hy hom wil stuur, want die volk weet. Dan moet ons nou maar hierdie ballgame speel. Ek gaan ook dan begin mail stuur, en dan vat ons dit nou van daar af. Ek sal ook 'n next dit nodig hê as my kop so groot is en swaar om rond te dra, hoor. Ek sien jy sê, François. So, hierdie is professioneel laat doen, okay? Hy is so getees. Nie kom... Maar ja, Frans het by iemand hier in die kompleks hierso, het hy dit laat doen, professioneel, baie professioneel, maar hulle soek glad nie before and afters nie, hulle soek nie time in die salon nie, hulle soek nie, hulle naam, bietjie bemarking vir dit nie, hulle soek niks nie. Hulle het net egte menshare vir hom gratis gedoen, absolute nothing in return, thank you. Ja, en dit is ook die uitwerking van Lemmy produkte, so dan, verstaan, hy groei mooi. Moet nog gewoond raak, maar ja. En hierdie is legit, hy kom sonder die houtlyn. Maar ek soos ek nou nog gesê het, ek daag hulle almal uit, almal van hulle, een vir een. Laat hulle mail stuur. As hulle kontakbesonderhede soek, sal ek dit vir hulle aanstuur ook. Dan hoef hulle nou nie te sukkel nie. Dan stuur ek sommer vir hulle die Rustenburg district aan en al daai dingetjies, want ons weet ook mos nou ek weet nie, daar was nou een keer wat daar op wat was die storie, nie kaartblans, wat was dit toe hy homself nou 'n speurder maak met die moord, maar toe dinge nou hy's ietsie, so ons kan private eye detective makliker help, gee ek vir hom al die fucking details wat hy nodig het,
Soos ek sê, ek het lank terug met Zanele gekuier en dit is lekker kuier saam met hulle 'n bietjie koffie drink en so aan. En dan hoop ek, hy en sy kyk my kinders nou by my, maar hy en sy fucking vertraagde chommies kan dan staan dat hulle kan toe kom. François, I question now your credibility of jy 'n lisensie het seker vir jou wapen. Sê vir my moet gaan krap en kyk daarvoor soos hy doen dit mos altyd in almal se besigheid. Sê vir my moet gaan krap, hy moet dit gaan doen asseblief. So hy moet net as hy die welstand stuur moet hy dan die polisie ook net saam stuur. Dan kan hulle net vir hom mooi uitvind ook daarvan. Want ek wil hom weer eens uitlag daarop. En vra asseblief vir hom terwyl hy besig is, waar's die mense se geld wat vir hom die inligting gegee het, toe hy wou geweet het wie die ouetjie wat die emo gevang het. Want onthou, hy het nog nooit in sy lewe daai sport gehad, soos, hoorie, kom ons kyk of ons hier volstruis kan vang, dalk fucking skop hy ons moertjie, of kom ons vang hom, ons het 'n doppie of 2 in nie, en as ons hom gevang het, dan laat ons hom los nie, hy ken dit nie. Onthou, hy het tolletjie gebruik, letterlik en figuurlik, okay? So hy ken nie dit nie. So, vra vir hom, waar is die persone wat hy R3000 beloof het, as hulle vir hom die inligting gegee het wie dit is. Dan kom ek sê gou vir julle, hoe weet ek, hoe hy mense indoen. Want my eie kind se vriend het hom gebel, om vir hom te sê wie dit was, want dit was een van hulle vriende, as prins gedoen, want hulle wil kyk of gaan hy nou die reward betaal. En toe die ouetjie sy reward vra, toe lieg hy en sê, daar was 3 mense wat nou vir hom die kontakbesonderhede gegee het en die naam en goed, en so dit moet nou gedeel word tussen 3, daai kind het nog nooit 'n sent gesien nie. Dit is hoe hy lieg. Maar hy wil kom met fact checks. Dit is hoe hy lieg. Hy het homself uitgevang. Hy het sommer self hom die detail gegee. Hy het nie eens geweet hy praat met die persoon wat self die fucking emo gevang het nie. En dan gaan gee hy nogal updates op die channel. Ek kan net sê, ons het die persoon gekry. Ja, ons weet. Wanneer vra jy vir sy bankrekeningnommer? Dis so blind dit is. Jee, papi. Nee, jy het hom verkeerd aan, my bokkie. Maar ja. So, waar is die geld? Want hy het gesê, mense op sy live het geld oorbetaal, dat hy iemand moet, dat hy dit moet reward. Waar is dit? Shakira, fok uit my live, wat asseblief, blok asseblief die malvrou. Laat sy haar cannabis vibe gaan verder rook. Hey, steek weg julle fiets uit. Wat se fiets? Blok haar asseblief. Fok 'n dik vel nog om nie in te skram. Sê, die goeie se vel is dik as renosters se ne. Iemand stuur gou vir my 'n boodskap, sê vir hom as hy my wil klap, nee, soos wat hy nou net gesê het, moet hy dit doen. Hi. Moenie Ag, Here, asseblief. Skolly. Al wat hy gaan klap is so. Wag. Sy eie tollie. Kan jy dit praat? Ek wil baie graag hê dit moet gebeur. Kan ons nie dalk iets reël met my en hom nie, maar hy moet teken geen hofsaake nie. Hy mag nie 'n saak maak nie, dan reël ons iets. Right, ek is in my scrap. Ek is mos onthou julle wat die woorde van sleg wit vrou. Kan ek het nog 'n challenge vir daai persoon. Kom ons kyk wie kan die meeste push-ups doen. Ek sal daar wees. Te kyk wie kan die meeste push-ups doen tussen ek en daai man. Daar het nog nooit iemand met 'n mop op sy kop my gedreig hier. Nog nooit. Dit is die eerste keer. Hy wil almal duike in hulle koppe slaan, soos nou die dag vir Johan ook. Was hy nie die voorstander vir die Marlboro storie gewees van die laaitie of die man wat geslaan is nie? Maar hy wil alles met violence en jy onthou wat het net daarna, toe sê hy mos ek moet aangerand word. Terwyl hy die lives host en vir die mense vertel van wat met daai ou gebeur het. Toe sit hy op 'n live toe sê iemand moet vir Skolly aanrand. Iemand moet vir Skolly 'n les leer. Maar kan jy verstaan hoe die res van ons die dubbelstandaarde sien? Maar dan sal jy altyd onthou, ek sê altyd elke fucking asblik het sy deksel. Al is party se 'n fucked up gebreek, al is party se net oorgetrek met 'n ou swart sak, altyd ding het sy deksel. So sal hy maar sy mense kry wat betaal om aan sy kak te behoort.
en die kak wat hy hulle daagliks voer. So kan julle nie eens in een live sien, dat jy is besig om op te staan vir iemand wat aangerand was en die nagevolge wat daar is, en terselfdertyd initieer jy dit op 'n ander man nie. Terselfdertyd wil jy almal duike in hulle koppe slaan. Ja, maar onthou nou, ek is baie gewoond aan hierdie 1-4 200 kg mannetjies wat te loop. My girl, stap nie iemand se sitkamer in en dan vra jy vir hulle 'n uur later, waaroor praat julle, update my gou oor alles nie. Hy is 1-4, weeg 200 kg, ek is 1-8-4, weeg 120 kg. Hierdie mag dalk 'n fight wees. Anytime. Dankie, Laurie. Wat gaan hy gaan nie fight nie, hy gaan weer staan in triple. Gisteraand toe poor hy 'n ander creator aan, maar hy is iemand wat wil kom advocate vir dit en wil kom sê wat dit aan gesinne kan doen en wat dit aan iemand se mense se lewens kan doen. Hoe die fok sien julle nie deur hierdie goed nie? Hoekom is dit altyd hierdie 1-4 mannetjies wat almal dreig? Ek wil net sê, mense moet ook een ding onthou hier. Ons sit hier, ons weet ons is skuldig aan baie goed van die verlede. Ja. Absoluut. Ons sal dit nie sê ons was nie. Ons was. Maar ons het gekies om onsself te verbeter waar ons foute gemaak het. En nou, wat jy nou sien is, die mense wat hulle self nou traai verbeter, is nou al die sleg mense, en die mense wat nou jou sleg hanteer is al die beste mense. As ek kan nou hierso ingaan op recording, dan luister ons net gou-gou, soos nou die aand toe ek en Pink en Christian in 'n live was. Dan luister ons hoeveel keer hy net in daai klein stukkie recording, daai vrou met sy mond so sleg ge-GBV het. Hoe hy van haar geslagsdele praat. Hoe hy vertel dat haar goed wat uithang by haar geslagsdele is so lank soos 'n derde been en goed. Dis wat uit sy mond uitkom. Hy praat nou die dag van my vriendin Tanya, dan sal hy sit en sê, daar waar sy sit in die tuin, lyk dit soos 'n hoenderpoot. Nou ons almal weet hy lyk 'n hoenderpoot. Nou sê gou vir my, wat bedoel jy daarmee? Wat is die? Want jy dieselfde verwysing na Pink toe gemaak. Jy en dan lag die vrouens in jou comments. Môre dan wil jy opstaan en advocate vir GBV wees. En dis presies hoekom julle dit nie gelike het, want daai Josie vrou, so mal soos wat sy gekon raak het oor wat julle gedoen het, en omdat julle haar kind gepost het, en dat julle so 'n storieetjie wou create, en nie die hele ene nie, het sy tog waar gepraat. Jy's iemand wat staan teen hierdie goed, maar jy doen dit konstant. Jy kan nie 'n gesprek hê sonder om iemand anders se, iemand kan net vir jou lelike kom en dan sê, Here, kyk, het ek net gou hierdie gesig, kyk gou dat ek hom gou green screen, kyk hierdie fucking vet ronde gesig. Ja nee, jy lyk soos 'n dit. Daar sit